vriende, ek wil vanoggend bietjie oor Jesus gesels. Ons as Christene is primair verbind aan Jesus Christus. Ons sê, Jesus is die Here. En daarmee bedoel ons, hy is ons idol, hy is ons aanbid hom, hy is ons Here, hy het ons vermoontlik maak, hy het ons gered, hy het ons salig, en ons wil graag in sy voetstappe stap. Hy sê, Paulus skryf in Christus die Nuwe Testament spreek, volg my, soos ek vir Jesus volg. Met ander woorde, ons wil ook graag soos hy wees. Nou, Jesus het in daai jare wat hy geleef het, 2000 jaar terug, het hy vreemde filosofie gehad. Sy filosofie oor vriendskappe was baie vreemder as ek en jy vandag. En as ek vandag vir jou vraag, wat is jou vriendskapsfilosofie? Dan, as ek in my ma se vraag, soos sy gesê, nee, ek soek altyd die stoutste raadjes in die dorp, dan kom ek bring vir die huis aan. So my ma het altyd eerst ons allemaal eerst pakslaag gegeven. Later het my keer die eerste pakslaag gegeven, voordat ek het gegeven. Maar vandagse mense, vandag ons allemaal, wat in die moderniste lewe, ons sê baie makkelijk vir mekaar, dinge soos, surround yourself with people who are smarter than you. Dis nou hierdie Russell Simmons het dit gesê. Ons het 'n baie filosofie, dat ryker mense en slimmer mense en mooier mense as jy jou gaan saamvat en hopelik is dit aansteeklik, dan word jy ook sommer slim en dan word jy ook sommer mooi en word jy ook sommer ryk. Maar dis 'n filosofie wat ons vandag toepas om bietjie op te kry na boor toe. Oprah Winfrey sal sê, surround yourself only with people who are going to take you higher. En dis 'n sekere goeie filosofie. Die vraag is maar net, hoekom sal daai mense jy wil saamvat? Behalwe, wat is die rede as jy nou so agterkom? Hierso is nog 'n filosofie, surround yourself with winners. Baie mense, vir alle besigheid, sal ons sê, jy moet menk met anders wat reeds suksesvol is, terwyl jy moet saamvat, sodat jy dit kan aanleer wat jy ook kan leer. Die ding is, as ons vandag so kyk na die Christendom, na die Christenheid en na kerke, hoe lyk kerke vandag? En ek onthou as 'n kind, dit is my altyd gevoel as 'n kind, ek is net te stout om kerk toe te gaan. Want my ma het soms as in die kamer begin klim en sê, ja, hy oor iets van ons gegooi en gesê, kom hoor moeilijk vandag, jy weet wat ek het gedaan. So ek het net dit gevoel ons is te stout in die kerk. So as jy na kerk kyk, dan is die meeste mense in kerke is baie heilig. Kerke, die gebouwe is self heilig. Alles is net heilig van die kerk. So kerke is baie heilige plekke. En die meeste mense wat na kerk toe gaan is heilige mense. Met min sonde. Hulle is verskriklik vroom. Mense in kerke is vroom. So as jy dan nie kan na kerk, wie enige kerk in die dorp, maar gaan jy soek toe, dan sal jy hierdie type mense afkry. Heilige mense wat vroom is, wat baie bedeesd is, en baie potensieus is. Dis nie dieselfde plek as jy na kerk toe gaan, en jy gaan na loftes toe. Dis nie dieselfde plek. En jy gaan na inkopiesentrum toe, dis nie dieselfde plek. Dis ander type mense. Kerke is baie eksklusiewe plekke. Dit het 'n broeiplek geword van eksklusiwiteit. Almal word nie te geraak nie. As jy byvoorbeeld nou enige dominee in die dorp dan sê, luister, wil jy nie my vrou begrawe en sê, dan sal hy sê, wow, begrawe nie enige iemand nie. Ons doop nie enige iemand nie, ons begrawe nie enige iemand nie. So dit is 'n baie eksklusiewe samenstelling. Jy kan nie sommer net deel word van 'n kerk nie. Jy moet aansoek doen vir lidmaatskap, en dan gaan jy jou stuur, en dan gaan jy diens, en dan gaan jy al hulle goeders leer. Dis nie sommer vir enige iemand nie. En die vraag is, dis toch nie hoe Jesus was. Jesus was toch
nog Jesus, as jy vir Jesus wil vra, hoe was jou vriende? Dan sê hy, maar hy het geen vriende gehad wat skrifgeleerdes was. Ons weet van een skrifgeleerde wat met Jesus kon praat het. En dis in Johannes 3, is daar een skrifgeleerde, sy naam was Nicodemus. En Nicodemus het in die nag, toe niemand gekyk het nie, hy na Jesus toe gegaan, om vir Jesus vrae te vra. Toe Jesus het nie vriende gehad wat skrifgeleerdes was nie. Hy het nie vriende gehad wat priesters was. Hy het nie vriende gehad wat familiehoofde was. Hy het ook nie vriende gehad wat wetgeleerdes was. Om die waarheid te sê, toe Jesus nou op 30 jaar gekom, besluit hy wil 'n rabbi word, hy gaan nou 'n predikant word, het hy nie na die tempel toe gegaan nie, in Jerusalem nie. 'n tipiese ou van sy tyd, as jy 'n priester wil word, 'n rabbi of iets, dan sou jy die tempel toe gegaan het, en daar by die tempel sou jy die regte mens ontmoet om 'n rabbi te word. Nee, Jesus gaan na Kapernaum toe, hy gaan aan die see van Galilea toe. Nou dit is baie ver van Jerusalem, daar bo in die noorde, waar al die onheil gebeur het. En die vraag wat ek dan vra is, hoe het Jesus sy vriende gelei? Hoe het sy vriende gelei? Om net te begin, toe hy die see van Galilea toe is, het hy die disciples wat hy gekies het, was meeste van hulle was vissermanne. Nou kyk, vandag is 'n visserman seker 'n bietjie aansien, want hulle sit in dit doen. Maar ek bedoel, 'n visserman daai tyd was een van die entry-level jobs, was 'n lae vlak werk. As jy nergens anders kon werk kry nie, as jy paai nie 'n ambag kon leer nie, as die priesterskool jou nie toegelaat het nie, as jy nergens anders kon werk kry nie, want jy pa wil gesê, jy sê maar moet gaan vis maak. Want jy gaan vis, en Jesus gaan om dit te begin, en hy maak pelle met die vissermanne, Johannes en Andreas, Petrus, dis alles wat hy daar met die viswater gekry het, van Nathanael, met die viswater gekry het. So hy kry allemaal daar met die viswater. Maar, van sy vriende was Samaritane. Nou, in daai tyd wat Jesus geleef het, en as hy die Jood was, die Jode het die Samaritane gehaat, soos olie en water. Hulle het nie om dieselfde vriend gesit, hulle was nie pelle nie. Die waar die Jode gebly het in Jerusalem en Juda, as jy noord gegaan het, so in die middel was Samaria gewees, waar die Samaritane gebly het, en as jy verby het gegaan het, was dit Galilea gewees, waar die vissermanne gebly het. Maar Jesus het Samaritaanse vriende gehad. As in die Bybelstaakies waar hy met Samaritaanse vroue moes praat, hy vertel die staakie van die barmhartige Samaritaan. Hy was nie bang om Samaritaanse vriende te hê. Dan, die tollenaars was weer baie groot sondaars van die tyd gewees, want hulle het allemaal sy geld gesteel. So hulle was baie onheilige mense gewees. En Jesus het vriende gewees met die tollenaars. Mattheus, wat van ander naam Levius, was ook 'n tollenaar. Mattheus was 'n tollenaar. En Jesus het hom as sy disipel gekies. Dan sien ons sy verhoudings en sy verbande met die prostituie. Ons sien hoe vrouens met los hare hom kom salf. Vrouens met los hare, daai julle ken die Oosterse gedrag. Die Oosterse mense dra, as 'n vrou moet waar gaan dra sy 'n burka, sy maak haar gesig toe, en sy maak haar bedekte hare, en sy mag nie openbaar verskyn, sonder dat iemand kan sien. Maar as 'n vrou in die openbaar verskyn het met los hare, dan was sy prostituut gewees. Want sy moes vermaak, sy moes vermaak doen. So, en Jesus was maklik vriende met hulle gewees, en in die algemeen was hy vriende met die vrouens gewees. Nou, dit is 'n groot probleem gewees in die antieke tyd, want in die openbaar was vrouens nie toegelaat nie. So vrouens was nie openbare figure nie, hulle moes binne in die huis wees, of nie in die straat gesien of gehoor word. En Jesus het baie vriende gehad, en waar te sê, daar is 'n teks in die Bybel wat sê, die vrouens het eintlik sy bediening van 3 jaar gefinansier. So die
vrouens was dalk sy bord of sy hele bediening. So as 'n groot aanleiding oor die vrouens die draagkrag van sy hele bediening gewees het. En Jesus het oor die algemeen altyd gemeng met mense wat verlorenes was, mense wat in die uitdrukking was. Daai tyd, die Joodse godsdienst was om so hard, as jy nie heilig was en jy was nie rein nie, jy was nie reg nie, dit jy weggejaag. So as jy nou daar buite rondgeloop met sommige vriende, dan was jy weggejaag omdat jy nie heilig genoeg was. Jesus het dan met daai mense vriende gemaak. Die ouens wat siek was, die malaases, die velsiektes, die ander. En hy het maklik vriende gemaakt met sondaars. Net soos vandag, as jy 'n verkeerde ding doen, mense dink ons is aansteeklik. Alles is aansteeklik. Net soos daai tyd, die mense gedink is die sonde en daar gaan jy weg, en dit gedink is aansteeklik. Dan moet jy daar buite gaan wees. Maar Jesus het maklik vriende gemaakt met hierdie tipe mense. As ons 'n tekstie sou lees daaroor, Matteus 11 vers 19, die seun van die mens het gekom en geëet en gedrink en hulle sê, kyk daar 'n vraat in 'n wynsuiper, 'n vriend van tollenaars en sondaars. So Jesus het teruggeraak onder die volk en hulle het gesê, kyk daar mannetjie, hy's 'n vraat in 'n wynsuiper, 'n vriend van tollenaars en sondaars. So Jesus se mense het baie berug geraak, want dit was nie normaal. Nou die ding is, vandag het ons Christene het dit andersom. Ons het dit andersom. Ons is nie soos Jesus. Die stelsel wat Jesus gehad het, was 'n inklusiewe stelsel. So hy het net nie gesê, hy het net die grense gemaak en reëls gemaak van wie mag en wie mag nie. So die antwoord was net ja. Antwoord is ja. So daai ouwe behoefte gehad het, was die antwoord ja, hy kan nader kom. So hy kon maklik nader kom. Hy het baie maklik vriende gemaakt met randfigure. Soos ek gesê het, mense wat daar op die periferie geleef het, mense wat nie naby aan die tempel was nie, naby in Jerusalem was nie, hy het daar op die randfigure geleef. Eers later, nadat Jesus dood was, opgevaar op hemel toe, hulle in leeuwnaar word opgevaar op hemel toe, het mense nader gekom wat kerkers was soos Paulus. Paulus was 'n groot kerkman gewees. Maar hy kon nie, hy het die anders vervolg. Jy sien wat gebeur, so Jesus was nie bang om vriende te word met vreemdelinge. Ek en jy is so bang vir vreemdelinge. Ons is so bang iets gaan gebeur soos 'n vreemde kultuur, of 'n vreemde godsdienst, of wat ook al iets vreemd is, of wat toch net nie nader gaan. Al die uitgeworpenis het hy nader gekry. As jy byvoorbeeld Jesus se gelykenisse lees, jy net begin lees oor Jesus se gelykenisse, dan gaan dit oor dinge soos die verlore skaap, die verlore muntstuk, die verlore seun. Jesus was inherent gemoeid met die mense wat verlore geraak. En nie met die binnekringe. En hierdie ding wat Jesus gedoen was nie vreemd in sy familie nie. Sy voorvader Dawid, weet of julle die verhale van Dawid ken nie? Dawid was 'n voorloper van Jesus, nie omdat hy die koning was nie. Voor Dawid koning geword het, jy wil daar in Kronieke gaan lees, by konings en Kronieke en by Samuel, jy wil daar gaan lees, dan sien jy voor Dawid 'n koning geword, toe hy nog 'n vlug het van Saul, die vlug het hy weg van Saul, want Saul was dood, maar Saul was koning. Toe Dawid besluit, hy gaan van mense by mekaar maak, wat hom kan beskerm, mense wat hom, en braai wat het hy gedoen. Kom ons lees wat het Dawid gedoen, in 1 Samuel 22 vers 2. Verder, het elkeen wat in die moeilikheid was, het elkeen wat 'n skuldeising gehad het elkeen wat verbitter was, by hom aangesluit, en hy het hulle leier geword.
ouds het hierdie beginsel al toegepas. Want hy sal met daai ouens meng. Dit nou teenstrydig in die spreekwoord wat ons het, meng nie met die seemal van die varkeur. Dawid het doelbewus hierdie mense by mekaar gemaak as sy vriende. Mense wat 'n issue gehad het met die kerk, mense wat 'n issue gehad het met die doop, mense wat 'n issue gehad het met daai ouens. So, as ons vandag vir Jesus sou nooi, en ons maak hom deel van ons kerk, is die vraag, waar sal Jesus vandag besig wees om vriende te maak? Sal hy soos my en jou uitsoekerig en kieskeriger en eksklusief wees? Of sal hy die hele ding van kerk net bietjie oopmaak? Sal hy die hele ding van kerk net bietjie oopmaak? Hoekom het ons so snobisties geraak, dat ons kieskerig is oor wie by daai deur mag inkom en wie mag nie daar inkom? Ons het al in ons kerk, in ons gemeente, het ons al vanaf ons bestaan al honderde insidente gehad, presies hier ook. Maar nie meer onthou dit nie. En ek kan nou mense se name noem, maar ons het al baie insidente hieroor gehad. Dat in ons gemeente kan enige iemand daai deur kom. Kobus, onthou jy julle insidente. Ons het al baie insidente gehad. Maar ons, wat Christene is, wat Jesus ons Here is, kan nie op grond van ons vereistes vir iemand nee sê, omdat ons nie daarvan hou. Hierdie is nie ons ding, dis Christus se ding, dis God se goede ding. Ons kan nie nee sê. Jy weet nie wanneer jy waardevol gaan wees. En as ons Here dit gedoen het, as ons Here gesê, hy is bereid om die laagste mense se voete te was. Hy is bereid met 'n prostituut om seën. Hy is bereid om daar te gaan waar niemand wil gaan nie. Met die Samaritane te bring. Hoekom is ons so snobisties? Hoekom is ons so kieskeurig? Hoekom kan ons nie maar bereid wees om God se evangelie daar te vat waar dit noodsaaklik is? Hoekom sien jy nie in kerke net 'n groter verskeidenheid van mense? Jy by kerke gaan, sien jy altyd 'n homogene klomp mense wat almal mooi karre ry en almal mooi klere aantrek en almal mooi gesit is. As 'n gebrek aan 'n verskeidenheid van mense se kerke. En dis nie omdat ons Here so was, ons Here was reg. Hy het dit ook gemaak. En hy het ook nie vir Nikodemus weggejaag nie. Nikodemus aan te kom, as hy ook vir Nikodemus op. En toe Paulus, die groot kerk maar later, die lig sien, toe het Paulus ingebring. So hy het ook die kerkmense later ingebring, maar hy het sy gevolg begin, omdat hy uitgeworp is. Ek en jy as Christene, kan nie my persoonlike voorkeure op die evangelie afdruk. Jy kan dit nie doen. Jy kan nie dink die evangelie is net Afrikaans, en net vir die boere, en net vir die wittes, en net vir die wat ook al. Jy kan dit nie doen. Jy moet nie dat jou voorkeure die vereiste van die evangelie word. Jesus Christus het dit vir ons oopgemaak na almal toe. Amen. Here, baie dankie Here, dat ons kan herinner, dat ons grense, my beperkinge, nie die grense van die evangelie kan wees. Jesus Christus het die grense wyd kom lê. Hy het gesê, gaan na alle nasies toe, maak die mense my disippels. Hy het gesê, gaan na alle tale toe. Petrus se eerste preek is in alle tale gehoor, want jy het die Gees uitgestort is. Help ons, Here, om ons voorkeure vir myself te hou. Om my voorkeure, nie die voorkeure van God te maak. As ons die Bybel lees, sien ons Here het vir Abraham waar hy uit gaan haal, waar hy te ver land uit 'n heidense wêreld